Dis alweer Edgar Hermanus hier en dan sy is Charlene Hermanus, my goeiemôre. pragtige vroutjie. Ja, ons het net gedink om vinnig net weer met julle te gesels oor oop deure in ons lewe Yes. en wat dit vir ons as familie beteken. Natuurlik oop deure van die Here af Yes. en hoe die Here deur die deure werk om ons te seën en dinge te doen wat vir hom welbehaaglik is. Amen. Nee, my vrou. Amen. Ja, so ek dink dit was ook net voor Paas naweek om te verduidelik wat ons oop deur was. Het ons die Here genader en gebid vir ons vir finansies. Maar dit kom so dat my man een oggend gebedstyd het en hy gee my opdrag. Hy sê, Charlene, ek voel die Here sê jy moet gaan bid by ons hek. En soos ek maar altyd is, staan onmiddellik op en ek gaan, maar spesifiek moes ek bid en ek moes geestelike oorlogvoering voor die hek doen deur enige onrein geeste weg te jaag, enige bose geeste in die lug en wat heers hier in die area en spesifiek voor ons hek moes ek wegjaag. En na dit het ek gebid en die Here gevra dat die seën van die Here in ons huis instap, laat die poort van seëninge oopgaan oor ons huis en ek het dit gedoen. Geliefdes, ek dink dit was die Sondagoggend wat ek gedoen het. Die next dag was Maandag aand. Ek het hier in ons sitkamer gesit voor die TV. My man was by die kombuistafel maar ek kan hom sien soos hy sit daar en ek sien hy lyk so verontwaardig en ek vra wat is dit nou? En ek stap nader en hy sê, man, ek het mos nie geld in my rekening in my oorbetaal nie, ja. En ek kyk ook en ek sien maar hier's geld in die rekening en ons weet nou nie waarvandaan dit kom nie, maar ons sak ons harte en ons sê dankie Here. En ons onmiddellik bedank die Here vir die seëning wat ingekom het. Amen. En Amen. ek en hy gesels en besluit nou, okay, wat gaan ons dan nou met hierdie seëning doen? En ons kom weer voor die Here en sê, Here, ons het hierdie spesifieke ding wat ons graag vir onsself wil koop, maar ons het nog nodig. Ja. Dit is ons verhouding met die Here. Ons praat met hom so vry as wat ons kan. Amen. Ons vra vir die Here, wil U nie nog vir ons bysit nie, want ons het hierdie spesifieke ding wat ons vir ons wil koop. Klaar dit gebid, dierbares, die next oggend opgestaan en soos ons gewoonlik opstaan, dan bid ons tot die Here en my man sê, kyk hier op my foon en daar is 'n boodskap wat sê, hier is geld, maar ek dink hierdie geld moet direk in jou rekening inbetaal word en daarvoor sien die Here weer vir ons. So, ons oop deur is deur Christus Jesus. Amen. Wat sê jy, my darling? Ja, soos sy gesê het, sy het my gesit en dophou, soos sy my altyd doen. Maar dit is wat ons behoort te doen in ons lewens. En daar is deure wat, soos Charlene nou sê, Jesus Christus is ons deur, is die deur van ons lewe. Jy weet nie wat by jou poorte staan nie. Jy weet nie wat by jou deure staan nie. Net so ek ook nie. Soms maak die Here ons bewus om te bid tot hom teen sekere dinge. Ja. Veral as dit kom by die voorsiening van die Here. Veral as daar siektes is. Veral as daar hoeveel dinge wat teen ons kom. En ons het nodig om te bid. Ons het nodig vir die Here te vra. Here, dryf hierdie dinge wat in die pad staan. Dryf hierdie dinge wat by ons in die Here staan om u seëninge tot ons te verhoed. Dryf dit weg. Ons kan u multiple stories vertel oor hoe die Here voorsien en hoe die Here vir ons deure oopmaak. Yes. So baie stories om te vertel oor die goedheid van die Here teenoor ons. En nie net finansies nie, en baie ander dinge.
Weet jy, in die boek van Openbaring staan daar geskrywe, Johannes skryf, hy sê, en kyk, ek het gesien in die hemel 'n oop deur en 'n stem wat vir my sê, kom op hiernatoe, en ek wil jou toon wat gaan gebeur. Daar is al reeds, Jesus Christus is al reeds vir ons die oop deur. Amen. Hy is al reeds vir ons die oop deur. En as ons tot hom nader, dan nader hy tot ek en jy. Yes. Wat jy ook al nodig het vandag, daar is 'n oop deur Jesus Christus se vlees, deur sy liggaam. Daar is 'n oop deur vir jou en vir my om God te nader. Amen. My vrou, wat is daar nog wat die Here vir ons gedoen het, wat so... Ek dink aan ons motor wat ons nou, ek dink is nou 6 maande het, waar ek en my man ook weg was. En ons het gedink dit gaan net 'n breek wees, net 'n ruskans van die bedrywige lewe wat ons het. En toe nie, toe is dit sê maar die Here het vir ons gewag daar op hierdie plek waar ons was. Want vroegsoggens het my man opgestaan en gaan aan bid en dan dink ek nee, ek kan nie lê nie, ek gaan saam. En hierdie spesifieke oggend kry jy die skrif wat sê, werp jou brood op die water en na vele dae sal dit na jou terugkom. Amen. En net daar vat ons daardie woord vir ons. Ons het nie iets spesifieks gehad wat ons die Here voor vertrou het en gevra het nie. En hy sê vir my vrou, kom ons doen 'n profetiese aksie, vat 'n sny brood en net oor die pad waar ons gebly het was 'n pragtige rivier wat afgeloop het. En hy sê vir my, vat 'n sny brood en gaan werp dit op die water. Ek het gegaan, geliefdes, bidend en in geloof dit gedoen. Ons kom terug huis toe en ewe skielik let my man op hier in ons mall by Checkers is 'n pragtige kar wat daar staan en hy is so aangetrokke tot hierdie kar dat hy my roep en hy sê, Charlene, kyk hierdie kar. En ek myself opgewonde vir hierdie mooi kar en ons maak dit 'n gebed. Here, ons wil graag 'n ander kar hê. Geliefdes, dit was 2 weke daarna, toe kry ons daai ander kar. So, die Here maak daai deur vir jou oop as jy jou tot hom nader. Soos Edgar gesê het, nader tot hom en hy sal tot jou nader. En in ons geval, wat ons die Here vertrou en gevra en die Here het so mooi deurgekom. Ja. So, hy is die deur, hy is die weg vir ons. Ja. Hy is die deur na die Vader toe vir ons. Yes. As ons na die Vader kom, niemand kom na die Vader behalwe deur my, nie sê Jesus Christus. Ons is baie lief vir die Here, nie net omdat hy vir ons lewens voorsien nie, maar vir wie hy vir ons beteken. Yes, amen. Ek en jy is lief vir mekaar, nie. Baie. Maar elkeen van ons is afsonderlik lief vir die Here. Lief vir die Here, ja. Weer lief vir hom is wat sy is meer lief vir die Here as wat sy vir my is. Ek het vir Edgar gesê, ek moet, want Jesus is my eerste liefde. Nou speel ek maar second fuel, so, maar dis fyn, hy is ons lewe, Ja. ons het hom lief, en hy het vir jou ook lief. Amen. Hy het vir jou ook lief. Ek wens ons kan aanpraat, maar ons sal binnekort weer 'n videoetjie opsit. Ja. Sy smile nou, maar as ons moet doen, dan klaar sy. Maar ons is lief vir julle. Amen. Amen.